Jesus beweeg Jerusalem in. Hy kom ingery in Jerusalem in op 'n donkie. Wat 'n ervaring, wat 'n belewenis. Daar's 'n skare mense. Maar in sy hart weet hy, dis 'n paar dae van nou af. Dan is dit die kruis in sy lewe. Toe hy Jerusalem inkom en 'n skare juig en dis palmtakke net waar jy kyk en dit is hierdie feestelike atmosfeer, is dit eintlik 'n droewige tyd wat Jesus ingaan vir hom persoonlik, 'n vreugdevolle tyd uiteraard vir jou en vir my. Waartoe is Jesus op pad? Die woorde in Kolossense 2 vers 14 beskryf dit vir my verskriklik mooi. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Mense, ek en jy sit met 'n skuldbewys, met eise teen ons, wat lewenslank is, wat baie lank is. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Daardie skuldbewys, met al die eise teen jou en teen my, en ek wil nie eers gaan stil sit en dink hoe groot dit is en hoe lank dit is in my lewe nie, en ek is oortuig jy voel dieselfde oor jou lewe. Daardie skuldbewys is aan die kruis vasgespyker. En ons almal sit met daai een of daai twee goed wat ons dink die Here kan nie vergewe nie, of die kruis was nie genoeg vir vergifnis van daardie een erge ding of daardie twee erge goed wat ons gedoen het nie. Ja, ek kan myself vergewe vir alles behalwe daardie een of daardie twee goed. Hier is die goeie nuus. Ek gaan dit weer vir jou lees. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem, vir altyd weggeneem. Dis verwyder uit jou lewe uit, en nie wat nie, alles. Die skuldbrief, as jy hom soek, hy is aan die kruis vasgespyker. Jy is vrygespreek, jy is vergewe, gaan lewe as 'n nuwe mens.